Een van die mooiste dinge vir my om te hoor is wanneer jy 'n vegvliegtuig sien en hy breek so deur die klankgrens, weet daardie knal wat hy gee. Maar vir baie jare het mense geglo dis onmoontlik vir 'n mens om deur die klankgrens te kan breek. Hulle het geglo, jy weet, as jy vinniger is, dis so 1100 km/h sou vlieg, dat jou vliegtuig uit mekaar sou spat. Daar's net geen kans dat 'n mens dit sou kon oorleef nie, het mense geglo. Of hulle het geglo dit sal wees asof jy vasvlieg teen een of ander onsigbare muur. Moet dit nie eens probeer nie. 'n Mens kan nie vinniger as die klankgrens gaan en oorleef nie. Maar daar was een persoon wat geglo het dit is moontlik. Sy naam is Chuck Yeager. Hy is 'n Amerikaanse vegvlieënier en op 14 Oktober 1947, ja so lank terug al, het hy die teendeel bewys. Nou, dit is baie interessant as jy mens die geskiedenis gaan lees. Chuck Yeager het by verskillende geleenthede probeer om vinniger as klank te vlieg. Nou, elke keer was hy onsuksesvol geweest en wanneer hy so naby aan die spoed van klank kom en het vir hom gevoel asof die vliegtuig onbeheerbaar begin ruk en pluk en skud en dan het hy maar weer sy spoed verminder, teruggegaan. Hulle het versnellings gemaak aan die vliegtuig, allerhande aanpassings gemaak, probeer weer. Wanneer hy net so kom waar hy naby die klankgrens is, dan voel dit asof waar die vliegtuig uit mekaar uitskit en dan val hy maar weer terug. Tot op daardie een dag, 14 Oktober, in plaas van om spoed te verminder, het hy versnel en uit die grens, die klankgrens daardie dag oorskry. Nou ja, dit was so. Vir 'n paar oomblikke het dit vir hom gevoel asof die vliegtuig uit mekaar uit gaan skud en ruk en pluk. Die volgende oomblik, toe sy deur. Jy weet daardie kenmerkende geknal en hy's deur die klankgrens. Geskiedenis wat hy gemaak het daardie dag. Maar daar's baie, en ek wil dit noem klankgrense so tussen hakies, nê, of aanhalingstekens. Daar's baie klankgrense waarin mense glo, dinge wat mense glo onmoontlik is. In die natuurlike wêreld is daar baie sulke dinge, maar geestelik ook. Is dit asof so mense beperk word deur 'n geloof dat, weet, daar sekere dinge wat onmoontlik is, nie net vir ons nie, maar wat eintlik onmoontlik is vir die Here. Miskien is mense te vroom om dit te sê, maar dis eintlik hoe hulle leef en hoe hulle voel en hoe hulle dink. Nou as ons by 2 Konings die 6de hoofstuk kom, daarvan af vers 24 en 'n klompie verse in hoofstuk 7, 2 Konings 6 en 7, sien ons dat wanneer mens jou in hierdie hopelose, desperate situasie bevind, wat dit lyk asof daar geen uitkoms is nie, menslik gesproke is daar niks hoop meer nie. Dis wanneer God deur die klankgrens van jou beperkings kom, wanneer God deurbreek deur jou hopelose situasie. God kan 'n verskil maak, God wil 'n verskil maak. So, jy is so welkom om saam met my te gaan kyk na hierdie skrifgedeelte, terwyl ek so 'n paar gedagtes met jou deel hierso. Nou, baie interessant as ons hierdie stukkie lees. Mens sien in die eerste plek desperaatheid op sy ergste. So kom ons lees 2 Konings 6 daarvan af vers 24. 'n Tyd later het koning Hadad van Aram egter sy hele leer opgeroep en Samaria beleer. Daar het toe 'n ernstige hongersnood in die stad ontstaan. Na 'n tyd is 'n donkiekop verkoop vir 1 kilogram silwer en 'n handvol duiwemis vir omtrent 50 gram silwer. So kry jy gou 'n idee hoe duur het kos geword. Vir elkeen wat kla oor inflasie en ja, kospryse styg omtrent by die dag, voel 'n mens. 'n Donkiekop. Nou kan jy nou dink hoeveel kos, hoeveel vleis, hoeveel voedingsware is daar in 'n donkiekop? Is ten duurste 1 kilogram silwer. Dis hongersnood, né? Dis wanneer dit regtig swaar gaan. En dan so 'n klein handjie vol duiwemis word verkoop vir 50 gram silwer. En weer, hoeveel voedingsware kan daar in 'n bietjie duiwemis wees? Op 'n dag, terwyl die koning op die stadsmuur verbyloop, roep 'n vrou na hom: "Help my tog, my heer die koning." Hoor die koning se antwoord: "As die Here jou nie help nie, wat kan ek doen?" antwoord hy. "Ek het geen kos van die dorsvloer of wyn uit die parskyp om vir jou te gee nie." "Maar wat is jou probleem?" vra die koning. Sy antwoord: "Hierdie vrou
die wat saam met haar bly, het voorgestel, gee jou seun dat ons hom vandag kan eet. Dink aan desperaatheid, nee. Gee jou seun dat ons hom vandag kan eet. Dan eet ons my seun môre. Toe het ons my seun gekook en opgeëet. Die volgende dag sê ek, maak jou seun dood sodat ons hom kan eet, maar sy vrou, as sy wou nie en sy het haar seun weggesteek. Ons sien desperaatheid op sy ergste, verseker. Maar die woorde wat die koning sê wanneer sy kom aanklop vir hulp is, as die Here jou nie help nie, ek kan nie. Die stad word beleer deur die heidense koning Ben-Hadad, daar's geen voedsel wat kan inkom nie, dis benard. As mense hulle eie kinders moet kook, net om iets te kry om te eet. Baie keer in ons lewe raak ons wanhoopig, sien ons net geen uitkoms nie. Nou, die koning sê maar net eintlik wat al die mense glo, en dis God het sy rug op ons gedraai. Weet jy, niks kan verre van die waarheid wees, en dis baie keer wat ons vir onsself ook sê, wat ander. Baie keer is dit wat mense vir ons sê, en wat ons vir onsself ook sê, weet, God het sy rug op ons gedraai, dis 'n hopelose situasie waarin ek is. En dis desperaatheid op sy ergste. Maar daar's 'n tweede ding wat ek in hierdie gedeelte sien, en dis genade op sy mooiste. Hoor gou hierso vanaf vers 30 daarvan hoofstuk 6. Toe die koning dit hoor, dis nou hierdie maas wat hulle kind geëet het, skeer hy sy klere van radeloosheid. Soos die koning al by die muur loop, merk die mense dat hy 'n roukleed onder sy klere dra. Dan nou uit die uiterlike voorkoms van iemand wat rou, iemand wat die Here soek. Maar wat hy sê is, mag God my tref. En hier sien ons, sy hart is so ver van die Here af, nee. Mag God my tref, as ek vandag Elisa seun van Safat, sy kop aan sy lyf laat bly, sê die koning. So Elisa is nou verantwoordelik vir hierdie hongersnood. Maar Elisa het eintlik net die woord van die Here gebring, so is dit verset teen God wat ons hierso hoor. Elisa het in sy huis gesit, en hy was aan die praat met die leiers van Israel. Die koning het 'n boodskap vooruit gestuur. Maar voordat hy daar aankom, sê Elisa vir die leiers, kyk, die moordenaarskind, dis die koning, het iemand gestuur om my kop af te kap. Wanneer hy hier aankom, moet julle die deur sluit en hom buite hou. Sy koning is kort agter hom. Terwyl Elisa besig was om dit te sê, kom die boodskapper daar aan met die boodskap. Die koning sê, die Here het al hierdie ellende oor ons gebring. Hoekom moet ons nog langer vir die Here wag? Die Here is verantwoordelik vir alles wat verkeerd is in my lewe. Hoekom moet ek nog die Here dien? Hoekom moet ek nog verwag dat die Here vir my gaan help? Elisa het geantwoord, luister na hierdie boodskap van die Here. Dis wat die Here sê. Môre, teen hierdie tyd, sal 5 kilogram meel of dikwels soveel gars net 11 gram silwer kos. Hier in die poort van Samaria. Baie duidelike boodskap van die Here af. Môre, ja, oor 24 uur, sal daar 'n oorvloed van voedsel in hierdie stad wees. Menslik onmoontlik, te goed om waar te wees. Die vraag wat hulle seker sou moes gevra het, hoekom sou God sy goedheid aan ons bewys? Jy weet, hulle was juist besig om hulle rug op die Here te draai. En hoewel dit lyk asof die koning hom so half en half verootmoedig voor die Here, doen hy dit nie regtig nie. Sy hart is ver van die Here af. Hoekom help die Here sondaars? Hoekom help die Here mense wat wanhoopig en moedeloos is en geen uitkoms het? En baie keer wie se hart ver van hom af is. Jy sien, dit gaan nie daarom dat God vir ons help omdat ons so goed is nie. God help ons omdat hy goed is. En so baie keer sou jy dalk ook, as jy dink aan jou eie lewe, sê, maar weer, daar's geen rede hoekom die Here my sal help. Jy kyk net na al die goed wat hier mekaar is in my lewe. As jy maar net weet wat hier in my hart is, God weet wat hier in jou hart is. Dit verhinder hom nie om uit te reik na jou. Dit verhinder God nie om iets moois in jou lewe te doen nie. Nie oor jy goed is nie, maar oor God goed is. Jy sien, God se hart is liefde. En dis maar net 'n voorbeeld van wat die Bybel noem God se genade. God se onverdiende guns wat hy bewys
aan mense wat dit nie verdien nie. En God wil sy genade aan jou bewys. Dit is die boodskap van die Bybel. Ons as mense staan skuldig voor die Here en hier kom God en wanneer hy sy seun gee om in ons plek te sterf, is dit 'n bewys van die genade van God. Ons kan ontvang God se onverdiende liefde, sy goedheid, omdat Jesus in sy goedheid sy lewe vir ons neerlê. Ek wonder hoekom is dit so moeilik vir kinders van die Here. Ek kan verstaan as ongelowiges so dink, maar ek wonder hoekom is dit so moeilik vir kinders van die Here om te glo in 'n goeie God wat goeie dinge vir sy kinders wil doen wat dit nie verdien nie. Dit as ons die boodskap van die evangelie verstaan, van genade verstaan, dan maak dit sin dat God, die goeie God, goeie dinge vir ons wil doen, al verdien ons dit nie. Alles omdat Jesus Christus dit vir ons moontlik gemaak het. God se liefde kan vloei na ons toe ongehinderd. So baie keer loop kinders van die Here nog steeds, en miskien jy ook, met hierdie idee van God straf my vir alles wat verkeerd is in my lewe. En weet nou, as God nou besig is om my te straf, hoe kan ek met die Here vra om vir my te help? Want is nou die straf van die Here dat alles deur mekaar is. En as ons nou mooi gaan dink, baie kinders van die Here het 'n groter geloof in wat die Hindoes sou noem karma. Weet, ek kry wat ek verdien. Dis mos nou die slegste wat ek kry, want ek verdien die slegste. Dit is 'n groter geloof in karma as 'n geloof in God se genade, God se goedheid, God se liefde. By hierdie storie sien ons God se genade op sy mooiste. Ons sien iets anders. Ons sien die desperaatheid op sy ergste, genade op sy mooiste, en in die derde plek iets wat ek hier sien is dwaasheid op sy grootste. Kom lees gou saam met my. 2 Konings 7 daarvan in vers 2. Die adjutant, vertroueling van die koning, sê vir die man van God: dit kan nie gebeur nie. Onthou, Lisa het sopas gesê, man, kos gaan spotgoedkoop wees oor 24 uur in hierdie plek. Kan nie gebeur nie. Selfs al sou die Here die vensters van die hemel oopmaak. Maar Elisa antwoord hom: jy sal met jou eie oë sien hoe dit gebeur, maar jy sal niks daarvan eet nie. Baie duidelik, hy het geen geloof in 'n God wat die onmoontlike kan doen nie. Al sou God die vensters van die hemel oopmaak, dit is net onmoontlik. Dink, dis dwaasheid in die oortreffende trap wanneer ons God beperk met ons ongeloof. En Elisa spreek omtrent sterkste uit teen die man se ongeloof. Hy sê, jy sal dit sien, maar self sê jy niks daarvan hê nie. Een ding moet jy besef, is jy bepaal of jy God se seën gaan beleef. Hoor gou, wie bepaal of jy God se seën gaan beleef? Jy bepaal of jy God se seën gaan beleef. God wil jou seën, dis duidelik in sy woord. Dis sy hart vir jou. Dit hang af of jy hom gaan vertrou om te doen wat hy vir jou beloof. Daar kom die probleem in. Gaan jy God vertrou vir dit wat jy ons beperk die Here so met al die idees wat ons het, nee, God kan nie. God kan dalk, maar hy wil nie. En God kan dalk en hy wil dalk, maar hy wil dit net vir ander mense doen. Hy wil dit nie eintlik vir my doen nie. Alles leuns wat ons so maklik glo. Dis dwaasheid eintlik. Dis al wat dit is dwaasheid. Want ons trek 'n streep deur nie net God se woord nie, maar God se karakter, wie God is. Kyk na desperaatheid op sy ergste, genade op sy mooiste, dwaasheid op sy grootste, en die vierde ding hierso is voorsiening op sy beste. Kyk 'n bietjie wat doen die Here. 2 Konings 7 daar 3 tot 9. Daar was 4 malaatses by die ingang van die stadspoort. En hulle mag nie eens in die stad ingegaan het nie. Hoekom moet ons hier sit en wag om dood te gaan, vra hulle vir mekaar. As ons in die stad ingaan, sal ons sterf weens die hongersnood. En as ons hier bly, sal ons ook sterf. Ons kan maar net sowel oorgaan na die Arameerse kamp toe. As hulle ons laat lewe, dan lewe ons. Toe hulle by die kant van die Arameerse kamp kom, kry hulle groot verrassing. Daar was niemand nie, nie een soldaat in die kamp nie. Die Here het dit so bewerk, dat die leer van Aram, die gedreun van strydwaans, die galop van perde en die gedruis
van 'n naderende leer gehoor het. Die koning van Israel het seker die konings van die Hetiete en die Egiptenaars gehuur om ons aan te val, roep hulle uit. Dit was skemeraand, toe hulle hals oor kop gevlug het. Hulle tente, perde, donkies en al hulle besittings het hulle net so agtergelaat en vir hulle lewens gevlug. Toe die melaatses by die kant van die kamp aankom, het hulle by 'n tent ingegaan, hulle het geëet en gedrink, hulle het ook silwer, goud en klere daar gekry en het gaan wegsteek. Hulle het ook by 'n ander tent ingegaan, goed gevat en het begrawe. En daarna sê hulle vir mekaar, wat ons doen is nie reg nie. Dit is 'n dag van wonderlike nuus en ons sê niemand daarvan nie. As ons wag tot dit lig word, sal die onheil ons tref. Kom ons gaan en vertel dit by die paleis van die koning. En lees ons verder dan 2 Konings 7 vanaf vers 16. Toe die inwoners van Samaria, toe hulle nou hoor wat gebeur het uit die stad gestorm en die Arameerse kamp geplunder. So het dit dan gebeur dat 5 kilogram meel of dubbel hoeveelheid gars net 'n sikkel silwer gekos het. 'n Sikkel silwer, 'n handvol duiwemis. Nou kan hulle 5 kilogram meel en 10 kilogram gars kry. Koning stel toe die adjudant sy vertroueling aan om die oorvloed bedrywighede by die poort te beheer. Dis nie mense vertrap mekaar. Maar die inwoners het hom in die poort doodgetrap. Alles het net so gebeur soos wat die man van God gesê het toe die koning na sy huis toe gekom het. Jy kan kies om God se woord te aanvaar of jy kan dit verwerp. Maar geloof open die skatkamers van God se voorsiening. So, bring jou gedagtes in lyn met die waarheid van God se woord, nie met die werklikheid van waarmee jy te doen het. En dit mag dalk so wees dat in jou omstandighede jy hooploos voel. Maar geloof sien by al daai dinge verby en sien die hart van God raak en hou vas daaraan, die liefde wat God vir jou het, liefde op Golgotha bewys, eens en vir altyd, geen twyfel daaroor nie. En God se almag. God wat net 'n woord hoef te spreek en alles verander. Nou lees ons in Lukas 1 vers 37, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Matteus 19 vers 26, maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Genesis 18 vers 14, sou iets vir die Here te wonderbaar wees. Jeremia 32 vers 17, Jeremia bid, ag Here, kyk, U die hemel en die aarde gemaak deur die groote krag en deur die uitgestrekte arm. Geen ding is vir U te wonderbaar nie. Het jy al as jy die evangelies lees, het jy al gesien dat Jesus nooit iemand veroordeel het omdat hulle geloof te groot is nie? Kan dit gebeur? Jesus het nooit iemand veroordeel omdat hulle geloof te groot is nie. Hy het die heidene geprys oor die groot geloof wat hulle gehad het en hy het sy eie disippels verwyd, want hulle het hom gefrustreer met hulle ongeloof. En Matteus 16 vers 8 vra hy vir hulle, het julle so min vertroue in my? Matteus 17 vers 19 en 20. Agterna die disippels Jesus privaat gevra, waarom kon ons nie die duiwel uitdryf nie? Hoor wat sê Jesus, julle geloof was nie sterk genoeg nie. Dit verseker ek julle, as julle geloof selfs so klein soos 'n mosterdsaadjie was, sou julle vir hierdie berg sê, skuif soontoe, en hy sal dit doen. Ja, niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Weet jy, die tragiese prentjie Matteus 13 vers 58 word ongelukkig so dikwels herhaal in ons lewe, nê. En dis wat in Nasaret gebeur het toe Jesus daar kom. Hy het self gesê, of ons lees in die Bybel, as gevolg van die mense van Nasaret se ongeloof kon Jesus min wonderwerke daar doen. Ons ongeloof beperk is soos hierdie grens wat verhinder dat ons ontvang wat die Here vir ons wil hê. Kom ek sê gou vir jou, nie meer wil ek klaar maak. Jy is so na aan 'n deurbraak. Jy is die naaste aan 'n wonderwerk wanneer jy die verste daarvan afvoel. Kan ek gou weer sê, jy is die naaste aan 'n wonderwerk wanneer jy die verste daarvan afvoel. So wanneer jy in die donkerste oomblik van jou lewe kom, dis wanneer jy met volle oorgawe God die geleentheid
kan gee, moet gee, om in jou lewe te werk. Kom ons gaan terug na Chuck Yeager toe. Hy moes deurdruk ten spyte van al die onsekerheid. Wat as die mense reg is? Wat as daar hierdie onsigbare muur is? Wat as die vliegtuig uitmekaar geruk word? Na in die vliegtuig waar hy gesit het, toe die vliegtuig so onbeheerst amper begin ruk en pluk, moes hy die besluit neem, ek gaan versnel. En so in jou lewe. Daar kom 'n oomblik wanneer jy daai besluit moet neem, ek moet versnel, ek moet God vertrou, ek moet God vasgryp, God kans gee. Dis my enigste hoop dat hy die hooploosheid van my lewe sal verander. My wens vir jou, breek deur die grens wat jou weghou van die wonderlike dinge wat die Here in jou lewe wil bereik. Maak jou hart oop vir hom, maak jou hart oop vir sy liefde. Kom op daai punt waar jy kom in opregtheid buig voor die Here en sê, Here, hierdie mens het U nodig, hierdie mens is ver van U af, hierdie mens sukkel, Here, daar's soveel goed in my lewe verkeerd. Maar die evangelie is, God is lief vir my en ek kan vaar dit. Die evangelie is, Jesus het vir my gesterf en ek kan vaar dit. Die evangelie is, God wil sy lewe in my en in my omstandighede kom openbaar en ek kan vaar dit. Kom, Here, en kom doen wat U alleen in my lewe kan doen. Dis my gebed vir jou in Jesus se naam. Baie dankie.